feit vir die dag. Jy kan nie mens wees en op hierdie aarde bly en deur die lewe gaan sonder dat iemand jou gaan seermaak nie. Feit. Ek hoef nie vanoggend te vra wie is al teleurgestel deur mense en wie is al seergemaak deur mense. Net almal gaan hulle hande opsteek. Ek ook. Ons hoor hoeveel keer dat mense praat en stories vertel van hoe hulle verraai is en hoe hulle in die rug gesteek is en hoe mense hulle teleurgestel het, nie gedoen het wat hulle gesê hulle gaan doen nie, die teenoorgestelde gedoen van wat hulle gesê het hulle gaan doen. En ons hoor van mense wat beskinder word tot op die punt wat hulle reputasie geruïneer is. Daar is so baie mense wat fisies en emosioneel so erg mishandel is alreeds. Jy self het al vandag kerk toe gekom met pyn. Emosionele en geestelike pyn van dalk van jare terug, 20 jaar terug, 30 jaar terug of dalk so onlangs as vanoggend. Ons almal loop met hierdie emosionele pyn rond en ons almal is al ingedoen op een of ander stadium deur mense. Nou ek het goeie nuus vandag. As jy enigstens kan relate en ons almal kan, ek weet dit. Ons almal is al seer gemaak. As jy met daardie pyn rondloop van wat iemand aan jou gedoen het, is die goeie nuus. Vanoggend kan jy begin beter voel daarvan. Ons gaan vandag iets doen wat vandag gaan maak dat jy kan beter voel. Maar dit gaan ongelukkig soos alles in die lewe is daar 'n catch aan dit. Die catch is ons moet gaan vir 'n operasie en slegte medikasie. Hierdie operasie is 'n geestelike operasie en suiwer woord medikasie. Hierdie operasie word genoem vergifnis. Okay, niemand hart het nog weg nie. So ons almal het hierdie operasie nodig. So maak julle harte gereed vir hierdie woord. Almal van ons een of ander tyd en ons kan die mees vergewensgesind wees, maar een of ander tyd is daar net die een ding wat gebeur wat net te groot is om te verwerk. Die een ding waarmee jy gaan sukkel om die vrede te maak. Een man in die Bybel waarvan ons lees, wat nie so groot op vergifnis was nie, was Lamech. Hoor wat het Lamech gesê in Genesis 4 vers 23 en 24. En Lamech het aan sy vroue gesê, Ada en Sila, hoor na my stem, vroue van Lamech, luister na my woord, voorwaar, ek slaan 'n man dood wat my wond en 'n seun wat my kwes. Want Kain sal 7 maal gewreek word, maar Lamech 77 maal. Lekker attitude hierdie, né? Om wraak te neem soveel keer, selfs wanneer jy net gewond is. Nou ons het op 'n stadium in die werk was ons 'n lekker groepie mans wat saam gewerk het in verskillende afdelings en ons was redelik sport, ons oop vir enige ding en ons het baie daarvan gehou om mekaar die poets te bak, strikke te stel en grappe te maak en ons het mekaar sleg uitgevang op baie maniere en dan lag ons almal lekker saam daaroor, maar daar was 'n algemene reël met hierdie poetsbakkery. En die reël se naam was 'n gallon for a drop. Jy spat my nat met 1 druppeltjie water, ek gaan jou terugkry met 'n hele emmer water. Lekker Lamech mentaliteit. 77 maal terugkry. Hierdie attitude wat Lamech gehad het, hulle actually 'n wet genoem, die wet van Lamech. Die wet van Lamech was om, as iemand iets aan jou doen,
om hom 77 keer terug te kry. Maar Jesus verwag van ons om presies die teenoorgestelde en nog beter te doen as dit. So Jesus kom en hy reverse hierdie wet van Lamech en hy verklaar dit amper onwettig. Jy mag nie, moenie 'n Lamech mentaliteit hê nie. En kom ons kyk, en dan wys ek vir julle wat het Petrus gedoen. Petrus het ook hierdie wet van Lamech probeer reverse. En dan kyk ons ook wat het Jesus gedink van Petrus se poging om Lamech se wet te reverse. En ek gaan lees vir julle uit Matteus 18 vers 21. Ek kan julle Bybel sommer ooplos op Matteus 18 vandag. Ons gaan 'n rukkie daar tyd spandeer. Matteus 18 vers 22. Nee, ekskuus, vers 21 eers. Vers 21 sê: Toe kom Petrus na Jesus en sê: Here, hoe dikwels sal my broer teen my sondig en ek hom vergewe? Tot 7 maal toe? Jesus is besig om die mense te leer van vergifnis. Dit was sy hele boodskap daardie dag is: wat is vergifnis? Hoe werk vergifnis? Hoekom moet ons vergewe? En toe Petrus om hierdie vraag vra: moet ek my broer dan tot 7 maal vergewe? Petrus het gedink hy is baie vrygewig daardie dag, want die rabbiniese leerling het gesê dat jy 'n persoon tot 3 keer moet vergewe voordat jy mag wraak neem. So Petrus het gekom en hy het gedink hy's baie oulik en hy verdubbel hierdie rabbiniese wet wat sê van 3 keer en hy maak dit 6 keer en hy sit nog 'n keer by om dit 7 keer te maak, want 7 keer klink nou baie mooi heilig. So hy dink hy gaan nou vir Jesus baie beïndruk om die voorstel te gee dat hy sy broer dan nou 7 keer sal vergewe, voordat hy nou gaan begin wraak neem. Weet jy wat hy in gedagte gehad het nie? Waar hy 'n pat on the back gehad het van Jesus, of waar hy shine gevang het voor die ander mense, maar nietemin, Petrus het gedink, hierdie 7 keer is 'n baie goeie idee. En toe skok Jesus om met hierdie antwoord in vers 22. Ek sê vir jou, nie tot 7 maal toe nie, maar tot 70 maal 7. Ons as Christene weet baie goed om te vergewe. Maar 70 maal 7 keer, ouens, as jy so seer gemaak is, as daardie ou jou lewe vernietig het, as hy jou emosioneel afgebreek het, 70 maal 7 maal klink daar maar verskriklik baie en onregverdig om net aan te hou, te vergewe, en die ou loop oor en oor met jou, en jy moet met al die pyn saamleef elke dag. Maar Jesus doen dit om die wet van Lamech om te keer. Sodat ons sy wet van liefde en verdraagsaamheid kan aanvaar, kan aanleer, kan inleef, sodat ons nie soos Lamech hierdie mentaliteit moet hê nie. Sodat ons meer soos Jesus moet lyk op die einde van die dag, want dit is tog die groot missie wat ons het, is om daarna te streef na heiligmaking, om beter te wees as wat ons gister was. Jesus het geweet dat elkeen van ons een of ander tyd gaan moet kies. Ons gaan kies waar volgens ons gaan ons lewe volgens die wet van Lamech, wat lei na die dood, of gaan ons lewe volgens sy genadige, liefdevolle lewe, wat obviously lei na lewe. Baie mense se idee rondom vergifnis is ongelukkig ook nie 100% vergifnis nie. Vergifnis is beslis nie om iemand te verskoon nie. Wanneer jy in die dorp loop en iemand loop in jou vas,
dan verskoon jy daardie persoon. Jy vergewe hom nie, as niks om te vergewe nie, jy verskoon hom, maar party mense kry dit verkeerd. Hulle sal sê, maar ek vergewe mense. Daai ou het in my vasgeloop en ek het hom vergewe. Nie vergifnis nie, verskoning. As die kelder jou bestelling bietjie verkeerd gehad het en hy ruil borde om en jy kry jou vrou se kos en sy kry jou kos, dan verskoon jy hom. Hy het niks verkeerd gedoen aan jou nie, borde op die verkeerde plek gesien, jy verskoon hom, nie vergifnis nie, daar's 'n verskil. Vergifnis is ook nie om te vergeet nie. Vergeet is vergeet. Ek vergeet baie, vra vir my vrou. Ek vergeet baie. So met ander woorde, as iemand iets aan jou verkeerd gedoen het, en jy vergeet later daarvan, die pyn het begin verbygaan, jy dink nie meer elke dag daaraan nie, jy het dit half weggeskuif uit jou lewe uit, en jy begin vergeet daarvan. Dis nog steeds nie vergifnis nie. Dit is natuurlik baie goed wanneer vergifnis klaar gebeur het, wanneer jy klaar die vergewe werk gedoen het, om dan aan te beweeg en te vergeet. Maar as jy net vergeet het, kan jy nie sê, jy het vergewe nie. Vergifnis is ook nie versoening nie. Wat is versoening? Versoening is om vrede te maak, en om weer aan die verhouding te werk, en weer by mekaar te kom. Versoen te word as die eenheid wat jy op 'n stadium was. Of dit nou vriende is, en of dit in 'n huwelik is, versoening is om weer by mekaar te kom. Nou baie mense laat 'n ding net gaan. Die persoon het iets teenoor daai persoon gedoen, en tyd gaan verby, en die gevoel raak minder, maar hulle is nog steeds by mekaar. Maar daai vergifnis het nog nie gebeur nie. Versoening vind plaas in goeie huwelike, goeie families en in goeie kerke, waar mense mekaar vergewe en hulle verhoudinge herstel, sodat dit weer kan wees soos wat dit altyd was. Ongelukkig kan alle verhoudinge nie herstel word nie. Versoening kan nie altyd plaasvind nie, selfs na vergifnis. Partykeer gebeur dit dat 'n persoon dalk verbaal of emosioneel of selfs fisies mishandel is. En die persoon het die liefde van God in hulle harte, waar hulle die persoon kan vergewe wat dit aan hulle gedoen het. Maar wanneer jy teruggaan na daai persoon toe, gaan dieselfde ding weer gebeur. Dieselfde abuse gaan nog die hele tyd daar wees. Dan is dit beter om te vergewe, vry te spreek en aan te beweeg, en nie te versoen nie. Want op die einde van die dag moet ons harte bewaar. En as jy weet jy gaan weer mishandel word daar, dan is dit dom om terug te gaan elke keer. Maar dit is slim om te vergewe, voordat jy gaan beweeg. Nog 'n ander geval, en dit is baie hartseer, en ongelukkig het dit al met my gebeur, waar versoening nie kon plaasvind nie, en dit is wanneer 'n persoon doodgaan, of op die ergste, wanneer 'n persoon selfmoord gepleeg het. So toe ons 22 jaar oud was, het my beste vriend selfmoord gepleeg. En ek was bitter kwaad vir hom na dit. Ons kon oor alles met mekaar gepraat het, maar hierdie ding was te groot vir hom. Oor hierdie ding kon hy nooit met my gepraat het nie. En hy het selfmoord gepleeg. En die pyn het vir jare saam met my gegaan. En ek kon hom nie vergewe hiervoor nie. Hoe kon hy my alleen gelos het hier? Dit was my beste vriend. Beter as 'n broer. 'n Vriend wat net altyd daar was, wat alles verstaan het, wat saam droog gemaak het en saam reg gemaak het, en saam die Here gedien het en saam afvallig geraak het. En ons het alles saam gedoen, en ek was kwaad vir hom omdat hy weg is. En elke keer as daar iets groots in my lewe gebeur het, dan is die hartseer en die kwaad is weer van vooraf daar, want ek wil dit met hom gedeel het. Hy moes deel gewees het van hierdie groot goed in my lewe, en hy was net weg. Maar ek het op 'n punt gekom wat ek agtergekom het, maar
Hoorie, so ek is die enigste ene wat dra aan hierdie pyn. Ek is die enigste een wat seer gemaak word. Ek is die enigste een wat agtergehou word, omdat ek nie kan vergewe nie. En met die Here se genade, kon ek op 'n dag op 'n punt gekom het, wat ek gesê het, kom ons maak net vrede. Iemand laat hom gaan. En ek het hom vergewe. En een keer was nie genoeg nie, ek moes dit oor en oor gedoen, want as die volgende groot ding in my lewe gebeur, dan soek ek my vriend daar. En hy was nie daar nie. En dan wil ek weer kwaad raak vir hom. In plaas van kwaad raak hierdie keer, het ek besluit, ek sal weer 'n keer vergewe. En weer 'n keer vergewe. En nog 'n keer, tot ek op die punt gekom het, wat ek begin begrip kry oor hoekom het hy dit gedoen. Wat het gebeur in sy lewe? Hoe erg moes dit vir hom gewees het, dat hy hierdie punt bereik het? En met hierdie begrip wat ek het vir dit, en die pyn wat ek self gevoel het, vir wat hy moes gevoel het, het ek begin jammer vir hom. En ook vir almal in sy familie. En hierdie vergifnis was vir eens en vir altyd, was dit 'n gedane saak gewees. Ek het daarna nooit weer nodig gehad om weer 'n keer te vergewe, om weer te probeer om daarby verby te kom nie, want ek het waarlik vergewe. En ek kon vrede maak met myself daarmee, en toe word ek gesond. Eers na daardie vergifnis regtig geword het, dit egte vergifnis was, kon ek genees van hierdie verskriklike seer waardeur ons almal moes gegaan het. Vanselfsprekend kon versoening hier nie plaasgevind het nie, maar daar daarom genesing plaasgevind. Genesing en ook 'n baie groot les om te vergewe. So ons weet dat vergifnis nie dit is om te verskoon nie. Ons weet dat dit nie alleenlik is om te vergeet nie. Daar moet vergifnis eerste kom, voordat ons kan begin vergeet hiervan. En ons weet dat versoening nie altyd gaan plaasvind nie. En dat versoening alleen nie vergifnis is nie. Maar kom ons kyk, wat is regte vergifnis nou eintlik? Vergifnis is eerstens 'n keuse wat jy uitoefen deur die genade van God. 'n Goeie plek om te begin, as jy iemand waarlik wil vergewe, is om eers met die Here te praat daaroor. Gaan na hom. Gaan maak jou hart eers reg by hom. En gaan kry hulp by die Here, by ons counselor. Hier is nie 'n plek of 'n tyd vir voorgee nie. Hier is die tyd wanneer jy so eerlik as wat jy kan wees, met die Here gaan moet wees. Jy gaan vir hom presies moet gaan sê, hoe seer gemaak is jy? Hoe erg is dit vir jou? Wat beleef jy? Hoekom is hierdie so 'n groot issue vir jou? En dan kan jy dalk vir die Here sê, Here, hierdie persoon het my regtig baie seer gemaak. Maar ek kies vandag om hom te vergewe daarvoor. Help my daarmee. Geef vir my daai genade wat ek nodig het om genade te wys. Sodat ek vry kan kom hiervan. Sodat ek hom kan vergewe om aan te beweeg. Of ek kan vir die Here sê, Here, my hart is in stukke. Maak my asseblief heel, sodat ek daardie persoon kan vergewe en aanbeweeg. Die hele idee rondom dit is dat jy moet weet dat jy nie alleen is nie. Jy die hele tyd, in dit alles, het jy die Here daar by jou. Jy het Heilige Gees by jou om deur hierdie seer te werk, om vir jou die genade te gee, om die liefde deur jou te laat vloei na hierdie persoon toe. Die volgende stap om waarlik te vergewe is om ontslae te raak van die begeerte om wraak te neem. Die mooiste voorbeeld hiervan het ek by een van hierdie ouens gesien
met wie ons so lekker poetse gebak het. En ek vertel vir julle hopeloos te veel van my eie lewe vandag, maar vandag is dit belangrik. So, ek het julle vertel van hoe ons mekaar poets gebak het. En die triks het al hoe erger geraak. En die strikke het al hoe meer in triek geraak. En die gevolg van die poetsbakkery, die result, was altyd groter en groter. Want onthou die reël van gallon for a drop. So dit eskaleer. Dit word altyd erger. So het ek 'n kapasitor met 'n megger gelaai en geplant in die Milrite se kantoor. So dat hierdie spesifieke Milrite aan die kapasitor moet vat en dat hy moet shock. Nou Gerard sal baie weet van kapasitors en om dit met meggers te laai. Ek is seker daarvan hy het ook al met iemand gedoen. Hy smaal sy het al. So dit was nou 'n groot grap om iemand te laat shock met hierdie kapasitor. Maar ek het vir Andre baie erg laat shock daardie dag. So dat daar 2 brandmerke op sy vingers was. En hy was verskriklik kwaad vir my. So erg dat hy nie met my wil praat nie. Ek stap na hom toe, ek gaan groet hom, hy wil niks weet daarvan om met my te praat nie. Toe hy uiteindelik wegstap, is al wat hy uit hom uitkry, is om my te point, vir my te sê, vir jou gaan ek kry. Vir jou gaan ek kry. En hy het daar weggestap. En weke het verby gegaan. En uiteindelik vang ek en hy eendag saam vis. Ek op die kajak en hy is op sy jetski, maar julle, ek was bang. Ek was so bang vir daardie dag, want Andre het my nog nie teruggekry nie. En hy praat nie hieroor nie, so hy was baie kwaad gewees. En ek was oortuig daarvan, daai dag gaan ek les op see op daai rivier. En ons het gegaan en ons het gaan vang, maar ek is die hele tyd gereed. As hy jetski start, is ek gereed en brys ek myself aan, hier kom het nou, dan gebeur daar niks. En ons het lekker vis gevang en toe die vis ophou byt, toe gooi Andre vir my tou en hy sê, maak die tou in jou kajak vas, ek gaan jy so 'n bietjie sleep hier in die Taaibos spruit, dan gaan sien jy 'n bietjie hoe lyk die verste punte waarheen jy nie wil roei gewoonlik nie. En ek is baie skepties en ek wil nie regtig hierdie tou vasmaak in die kajak nie, maar ek weet, by Pakistan sal ek maar moet vat een of ander tyd en ek maak die tou in my kajak vas. En hy sleep my en ek het die verskriklikste vrees in my, want dit gaan nou gebeur. Hy gaan my nou omgooi, dit gaan nou binne hierdie volgende paar oomblikke gaan dit gebeur. En ons is later terug tot by die plek waar ek gelons het en ek is uit die water uit en toe ek op droë grond staan, sê ek vir Andre, ek was oortuig daarvan dat jy my vandag gaan terugkry vir daai dag met daai kapasitor. En Andre se antwoord was so eenvoudig en Andre sê vir my, die lewe is te kort om 'n grudge te hou. Ek het dit lank al laat gaan. En ek besef, ek het nog nooit eers vir hom jammer gesê oor dit nie. Ek het hom seer gemaak en ek het nooit eers vir hom jammer gesê nie. Maar hy was die groter mens in daai tyd. En hy het vergewe lank voor ek kon gaan jammer sê het. En in daardie man leer ek 'n baie groot les. Om te vergewe. Maak nie saak wat gebeur nie, jy moenie wag dat daai persoon kom jammer sê nie, is nonsens. Vir hom om jammer te kom sê, is sy gedeelte van sy genesing. Vir jou om te vergewe, onmiddellik, so gou as wat jy kan, is deel van jou genesing. Die derde stap vir ware vergifnis kan dalk 'n bietjie langer vat. Dis die punt waar jy vir die persoon wat jou seer gemaak het begin bid. Waar jy vir die persoon wat jou seer gemaak het goeie dinge begin toewens. Uit jou hart uit opreg. Nie net sê, ja, ek hoop vir jou die beste nie, maar uit jou hart uit waar jy regtig vir daai persoon gaan bid, asof jy vir jouself gaan bid. Waar jy vir hom net die beste wil hê, beter as wat jy vir jouself wil hê. Dis die punt waar jy besef dat hierdie persoon net 'n mens is en dat ons almal foute maak. Jy begin sien dat God hierdie persoon net so
so lief het as wat hy vir jou lief het. Dat God se liefde vir ons almal dieselfde is. Dat God nie hierdie persoon minder sien as wat hy vir jou sien nie. Maar dat jy in sy oë dieselfde is. En dat sy fout nie groter is as jou fout nie. Jy kom agter dat jy dalk meer foute kan hê as hierdie persoon. Dat jy ander mense dalk al meer seer gemaak het as wat hierdie persoon jou seer gemaak het. Die oomblik wat jy begin begrip kry vir daardie persoon se omstandighede en sy gevoel en sy hart, en jy kan insien hoekom dit gebeur het. Hierdie mooi gedagtes van hoe jy vir hierdie persoon die beste wil hê, hou ongelukkig nie vir ewig nie. Een of ander tyd gaan jy weer 'n donker plek bereik en jy gaan weer hierdie regte Lamech mentaliteit kry en jy gaan weer wil leef volgens die wet van Lamech en jy gaan weer wens dat daai ou net 'n krant wil kry, want jy gaan weer 'n bietjie onthou van wat hy aan jou gedoen het. Maar as jy by hierdie derde stap verbygekom het wat jy hierdie persoon die beste toewens en wat jy vir hom bid, dan hou hierdie slegte gevoel gelukkig nie meer so lank nie. En wanneer jy net aanhou vir hom bid en aanhou vir hom die beste toewens, gaan hierdie oomblikke wat jy nie so great voel oor hom nie, gaan korter en korter en korter word totdat dit eventually weggaan. Net die idee dat ons by hierdie punt kan kom, net hierdie vordering wat jy kan maak om mense te vergewe, is alles net te danke aan God se genade wat binne in jou werk. Hierdie genade en vergifnis wat jy van God kry, verander vir jou. Dit verander jou om 'n ander mens te word. Jy word 'n voller, beter, gesonder mens in Christus, wanneer jy kan vergewe. Dit help jou sodat jy in lyn kan lewe met God se wil. Om hierdie punt duidelik te maak, vertel Jesus vir ons die storie in Matteus 18. En dan gaan ons so 'n stukkie verder lees. Ons lees vanaf vers 23. Matteus 18, vers 23. Daarom word die koninkryk van die hemele vergelyk met 'n sekere koning wat met sy diensknegte wou afreken. En toe hy begin afreken, word daar een na hom gebring wat 10.000 talente skuldig was. En omdat hy nie kon betaal nie, gee sy heer bevel dat hy verkoop moet word, en sy vrou en sy kinders en alles wat hy het, en dat betaal moet word. Toe val die diensknegt neer en buig voor hom en sê, Heer, wees lankmoedig met my, en ek sal u alles betaal. En die Heer het daardie diensknegt innig jammer vir hom gevoel en hom losgelaat en hom die skuld kwytgeskel. In die stories wat Jesus vir almal vertel het, was daar altyd iemand wat God verteenwoordig het, en daar was altyd iemand wat die mens verteenwoordig het. Ekskuus julle. In hierdie storie is hierdie koning is hy God. En die man wat 10.000 talente geskuld het, verteenwoordig ons as mens. Soos julle weet, was 'n talent 'n geldeenheid. Dit was 'n measure of wealth. En die meeste geskiedkundiges reken dat in die tyd van Jesus
die totale rykdom van die Romeinse ryk tussen 4.000 en 5.000 talente was. So vir Jesus om te gesê dat hierdie man het 10.000 talente geskuld, wou net dit groot genoeg gemaak het, wou dit verstaanbaar genoeg gemaak het, totdat ons kan verstaan dat hierdie man sou nooit ooit 10.000 talente kon terugbetaal nie. Dit was meer as dubbel hoeveel die Romeinse ryk werd was, hoe sterk hulle was. Jesus se punt met hierdie hoë bedrag is dan dat as gevolg van ons sonde, ons 'n onbetaalbare morele en geestelike skuld by God het. Want hierdie man het die koning hierdie 10.000 talente geskuld. Ons kan onmoontlik terugbetaal wat ons die Here skuld. Die Romeinse wet was eenvoudig. As jy skuld, moet jy betaal. En as jy nie betaal nie, dan word jy toegesluit totdat daardie skuld klaar betaal is. So jou probleem word nou skielik jou familie se probleem. Want hulle moet betaal tot alles opbetaal is sodat jy daar kan uitkom. En ek lê vanoggend en dink daaroor en ek dink aan hierdie spesifieke konsep van dat die een wat skuld word nou toegesluit en word die ander se probleem. En ek vra vir die Here, maar hoe is dit van toepassing tot ons vir die boodskap? En hy gee die mooiste antwoord en hy sê, maar as jy in jou huis, veral as jy die hoof van die huis is, as jy 'n onvergewensgesindheid het, dan sleep jy jou hele huisgesin saam met jou deur daardie pyn. Jy wat nie wil vergewe nie, bly bitter. Jy bly mislik daaroor. Jy dink die hele tyd daaroor, jy praat die hele tyd daaroor. Jou hele lewe gaan om hierdie bitterheid, omdat jy nie wil vergewe nie. So wat gebeur? Jou huismense begin saam met jou ly daaronder. Net omdat jy nie wil vergewe nie, betaal hulle nou hierdie las. En dis nie nodig nie. As jy net in die eerste plek vergewe het, kon jy aanbeweeg het. En almal sou gesonder daaruit gestap het. Maar omdat God ons so verskriklik baie lief het, en geweet het dat ons nie hierdie skuld op ons eie sal kan betaal nie, het hy vir ons 'n weg gemaak. En hy het ons skuld afgeskryf die dag toe Jesus vir ons aan die kruis gesterf het. Daarom is die kruis vir ons so 'n mooi en groot en belangrike teken om te wys dat hierdie koninkryk waarin ons leef is gegrond in God se genade en in sy liefde. Dis 'n teken van sy genade. Dis 'n teken dat ons skuld betaal is. Dit is ons bewys van betaling. Ons kan vry wees van hierdie skuld. Ons hoef nie meer daai 10.000 talente te gaan terugbetaal nie. Die beginsel agter genade en vergifnis van God af maak dat ons wat deel is van hierdie koninkryk van God, dat ons bekragtig word om hierdie selfde ding te kan doen. Omdat God vergewe, moet ons ook vergewe. As jy dalk sukkel hiermee, kan ek vir hierdie kort sinnetjie gee, wat jy jouself gereeld mee kan herinner. Mense wat vergewe is, vergewe. Mense wat vergewe is, vergewe. Simpel reël. Stiek daarby. Kom ons lees so 'n stukkie verder vanaf vers 28. Maar toe daardie diensknegt uitgaan en een van die medediensknegte vind wat hom 100 penning skuldig was, het hy hom aan die keel gegryp en gesê, betaal my wat jy skuld. Sy medediensknegt val toe voor sy voete neer en smeek hom en sê, wees lankmoedig met my en ek sal jou alles betaal. En hy wou nie, maar het gegaan en hom in die gevangenis gewerp totdat hy die skuld sou betaal het. Hier dieselfde ou wat nou net
hierdie enorme guns gekry het van die koning af, wat die koning sy skuld afgeskryf het, draai om en hy doen presies die teenoorgestelde. En hierdie ou wat hom geskuld het, het hom klein geld geskuld. En het hom die keel gegryp. Gesê, jy sal nou betaal. Hierdie ou het seker gedink, ek gaan nie so stupid wees soos hierdie koning, wat byna net alles afgegee het nie. Hierdie ou het my skuld, gaan nie wegkom hiermee nie. Hy sal elke sent betaal. Ons kan ons oorrol hiervoor, en ons kan dink hy is baie agterbaks. Maar wat doen ek en jy? Ons doen presies dieselfde ding, en dit is hoekom Jesus hierdie storie vertel het, soos wat hy het vertel het, wat hy het geweet. Ons doen dit, ons gaan dit doen, dit is hoe ons mense is. Ons verwag om in hierdie lewe te leef wat ons gered is, om vry te leef, om vergewe te word vir dit wat ons doen. Ons ontvang hierdie awesome vergifnis, maar ons sukkel om self te vergewe. Jesus sê nie dat as jy nie vergewe nie, dat dit vir jou moeilik gaan wees om in die koninkryk van God in te kom nie. Nee, hy sê, as jy nie vergewe nie, kan God jou nie vergewe nie, en dat dit vir jou onmoontlik sal wees om in die koninkryk van God te kom. Met ander woorde, daar is nie regtig veel van 'n keuse hier nie. So, kom doen jy nie maar net wat die Here sê ons moet doen nie. Soos baie van die goed in sy woord. Maar ons is baie slim. Ons dink maniere uit om hierby verby te kom en daar is nie. Hier is net een ding om te doen. En die hele boodskap gaan daaroor. Vergewe. So gou as wat jy kan. Moenie doodgevang word voordat jy vergewe het nie. Uiters belangrik. Om te vergewe is nie 'n natuurlike instink nie. En dit is hoekom dit uiters belangrik is om God toe te laat om in jou lewe te werk. Jy moet vir Heilige Gees deure oopmaak en sê, kom verander my, kom werk aan my hart. Help my om u hart raak te sien, sodat ek dieselfde kan gaan doen. As ons dit nie doen nie, afgesien van die groot prentjie, afgesien van dat God ons nie kan vergewe as ons nie mense vergewe nie. Kom ons kyk na wat nou gebeur met ons. As ek en jy nie kan vergewe nie, dan sal ons elke keer wanneer ons seer gemaak word deur iemand, sal ons vasgevang word in hierdie geestelike sement van verbitterheid en haat en wraak wat ons lewens verwoes. En omdat Jesus dit geweet het, sluit hy hierdie storie af met 'n baie groot waarskuwing. Ek lees ons vanaf vers 31. En toe sy medediensknegte sien wat gebeur het, was hulle baie bedroef, en hulle het gegaan en aan hulle heer meegedeel alles wat gebeur het. Daarop roep sy heer hom en sê vir hom, jou slegte dienskneg, al daardie skuld het ek jou kwyt geskelp, omdat jy my gesmeek het. Moes jy nie jou mededienskneg ook barmhartig wees, soos ek jou ook barmhartig gewees het nie? En sy heer het hom in toorn oorgegee aan die pynigers, totdat hy sou betaal met alles wat hy skuldig was. Ek kan myself net indink hoe teleurgesteld hierdie koning moes gewees het. Ek kan hom, in my gedagte kan ek hom sien en ek kan hoor hoe hy sê, dude, weet jy nie wat ek vir jou gedoen het nie? Besef jy nie wat het nou hier gebeur het nie? Kon jy net 'n bietjie genadig gewees het nie? Kon jy nie 'n bietjie van dit wat ek vir jou gewys het, vir jou mededienskneg gewys het nie? Wie dink jy, by the way, is jy? Dat jy hier kan kom demand
na ek vir jou genadig was. En dan die bitter seer gedeelte, wat hy die wagter roep, wagter, kom haal hierdie ou, gaan martel hom totdat ek my geld gekry het. Nie net toesluit nie, nie net wegjaag nie, hy is vir die pynigers gegee. Al wat hy moes gedoen het. En weet julle wat, hy het nie eers nodig gehad om my medediensknegt kwyt te skel van sy skuld nie. Hy kon net meer genadig gewees het. Hy kon net gesê, probeer 'n plan maak. Ek verstaan dat jy sukkel, maar probeer ten minste. Maar hy gryp hom aan die keel, nadat hy so 'n groot geskenk gekry het. Ons lees vers 35, die laaste vers van die hoofstuk. So sal ook my hemelse Vader aan julle doen, as julle nie elkeen sy broeder van harte sy oortredinge vergewe nie. Is dit wat in die woord staan waar? Elke woord. Sal God dit aan ons doen as ons nie vergewe nie? Sy woord sê so. Nee, ek nie. Die woord van God sê, as jy nie jou broer vergewe vir wat hy verkeerd gedoen het aan jou nie, kan God jou nie vergewe nie. Hard, nee? Tim Keller het gesê, we are more sinful and flawed in ourselves than we ever dared believe. Yet at the same time, we are more loved and accepted in Jesus Christ than we ever dared hope. Ons sonde is ontelbaar en ondenkbaar groot, maar God se genade deur Christus was dit alles weg, as ons dit net wil ontvang. Wanneer God se geskenk van genade in ons harte lewendig word, sal ons met die krag van die Heilige Gees dit kan regkry om die te vergewe wat teen ons iets verkeerd gedoen het. Mense, hierdie is 'n saak van lewe en dood. Hierdie operasie wat ek het genoem het aan die begin van die boodskap is regtig so 'n operasie. Dis 'n kanker wat in ons groei, wat maak dat ons nie wil vergewe nie. En nog erger, daar is medies al bewys dat wanneer jy nie vergewe nie, wanneer jy hierdie haat in jou hou, wanneer jy die heeltyd vergelding soek, dat dit kanker kan groei in jou liggaam. Jy kan fisies siek word as jy nie vergewe nie. So, dit is baie ernstig hoekom ek hieroor praat vandag. So, elkeen van ons gaan op hierdie operasietafel moet gaan lê, en dit gaan nie lekker wees nie. Dit gaan ongemaklik wees. Maar ons gaan moet gaan grou, ons gaan moet oopmaak. Ons gaan hierdie operasie moet verduur. Daai kanker gaan moet uitgesny word. En ons gaan weer heel gemaak moet word. En ons gaan deur hierdie gesond maak proses moet gaan. En ons gaan hierdie slegte medikasie moet drink. Hierdie moeilike goed om te hoor, soos ons in vers 35 gehoor het. Dit is bitter. Dit maak seer. Dit laat ons nie goed voel oor onsself nie, want ons weet, ergens is daar iets waaraan ons gaan moet werk, en ons gaan moet. Dis 'n noodoperasie hierdie. Nie een van ons is gewaarborg om by ons huise uit te kom vandag nie. En wat van as jy afstel en jy dink, ek sal dit môre hanteer? En jy maak nie die huis vandag nie. Dit moet nou gebeur, voordat ons by die kerk se deure uitstap. As jy iets teen iemand het, moet jy vandag nog, moet jy vergewe. Vandag, ouens, nie later nie, nou, voordat jy hier ry. Dit is 'n noodoperasie. Vergifnis is 'n baie interessante ding.
Anne Lamott het gesê, om nie te vergewe nie, is soos om rotgif te drink, en te sit en kyk wanneer die rot nou gaan doodgaan. Maak glad nie sin, maar is presies wat onvergifnis is. Jy wat daardie onvergifnis in jou hart hou, jy wat teen daai persoon hou vir ewig en altyd. Dit maak nie daai persoon seer nie. Dit het niks met daai persoon se redding uit te waai nie. Maar jy self is besig om jouself te vergiftig. Is besig om jouself te ontneem van die voorreg om eendag saam met God in die hemel te wees. Onvergewensgesindheid is die grootste vorm van selfmarteling. Gaan dink bietjie daaroor. En dan los ek julle om een dingetjie weer te herhaal uit hierdie boodskap uit vandag. Hoekom vergewe ons? Want mense wat vergewe is, vergewe.